Goeienaand vriende. Baie welkom vir almal wat vanaand hier kan wees. Ek so bly vir elkeen wat hier is. Regtig uit my hart uit baie welkom. As ons hierdie liedjies sing, dan dink ek altyd dat ons Afrikaners of hier in die suidpunt van Afrika is 'n baie unieke volkie en hulle beskryf dit so dat ons het uit Nederland uit het ons die en van Calvin en van Luther uit Duitsland uit het ons die geformeerde identiteit gekry. Maar later jare het die Skotte ook hiernatoe gekom en het ons iets van die Skotse pietisme gekry, sê hulle. So ons sit met 'n spiritualiteit aan die een kant wat hierdie suiwer gereformeerde spiritualiteit is en aan die ander kant hierdie diep behoefte aan belewenis. En ek onthou as klein seentjie altyd hoe baie Pinkster vir my beteken, en dit was die plek waar ons bietjie ander goed kon sing. Buiten dit was daar altyd net die psalme gesangeboek en in die Pinkstertyd was daar Halleluja liedjies en Pinksterliedjies. En mens kon ietsie sê wat jy eintlik die heel jaar nie sê nie. En om daai rede is dit vir my altyd so spesiaal. En mag dit vir julle ook so wees dat hierdie sang in hierdie tyd van die jaar sommer net iets anders is. Ons is vandag so bevoorreg dat die goed nader aan mekaar gegroei het en dat ons eintlik reg hierdie jaar het ons eintlik iets van hierdie balans. En wat 'n voorreg. Ons is besig met die tema, ons praat oor lei ons in die waarheid. Dis ons tema vir die week, lei ons in die waarheid. En ons het Sondagoggend het ons gepraat oor wie is God? Hoe is God? En gisterand het ons gepraat oor hoe het God hom geopenbaar, hoe openbaar homself in 'n sekere sin hoe die Bybel ontstaan het. Vanaand gaan ons nou so 'n bietjie verder en ons gaan sê maar hoe verstaan ons hierdie openbaring van God? Hoe verstaan ons die Bybel? Watter rol speel die Heilige Gees wanneer ons die Bybel lees? En daarom ook vanaand is ek so bly dat julle hier is. Môre aand gaan ons bietjie praat oor die natuur, hoe openbaar God hom in die natuur, ook in die lelike kant van die natuur. En dan Woensdag aand praat ons bietjie oor die mens. Hoe het God die mens bedoel? En kan ons na soveel jare nog steeds sê die mens is beeld van God? Kan ons môre aand nog sê God is steeds die skepper? En Woensdag aand kan ons steeds sê mens is beeld van God. Baie welkom. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanaand hier kan saam wees en dankie dat ons vanaand terwyl ons hier saam is kan onthou dat U altyd by ons is, nie net by die kerk nie, nie net in Pinkstertyd nie, maar dat U altyd elke oomblik van die dag by ons is. Here, toe U aarde toe gekom het, toe U gebore is, was U Immanuel, God by ons. En toe U teruggaan na die Vader toe, het U vir die disippels gesê, ek sal julle nie alleen agterlos nie. Ek gee vir julle iemand wat julle kan troos en julle kan help. Ek sal vir julle die Heilige Gees stuur, die Gees van die waarheid, om julle in die waarheid te lei en om julle te troos en by te staan. En daarom weet ons, vanaand is U nie meer fisies hier by ons nie. Nie soos daai tyd toe U op die aarde was nie, maar vanaand is U deur die Heilige Gees hier by ons. En Here, ons kan U nie sien nie. Vanaand is dit 'n geloofsbelydenis as ons sê U is hier. Ons glo dit, ons hou dit vas. Dankie daarvoor. Here, wil U vanaand ook vir elkeen van ons kom aanraak hier waar ons saam is, wil U vanaand verheerlik word deur ons saam wees, deur ons sang, deur ons nadenke oor U woord. Ook wanneer ons na die tyd saam kuier en sop drink en iets van die liefdesmaal geniet, ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek steek graag die kersie aan. Muriel en Margaret het vir ons hierdie Bybel so mooi, hier's 'n groot Bybel hier, en dan sien julle die simbool van Pinkster met die mooi blomme en alles. En ons tema hierdie week is sommer net dat lei ons in U waarheid. Lei ons in die woord, lei ons weier as die woord, in die natuur, in die skepping, lei U vir ons in die waarheid. Ons gaan vanaand 'n nuwe lied sing in Lukas, hoofstuk 5, vers 37. Lees ons hierdie gedeelte dat Jesus net so 'n kort versie gee. Hy praat eintlik oor die vas. En dan sê hy, en niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, 'n nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want sê hy, die oue is goed. Eintlik sê Jesus vir hulle hierso, hy sê mens kan so gewoond raak aan die ou dinge dat jy nie meer iets nuuts begeer nie. Dit kan so maklik gebeur dat ons tevrede is met wat ons het, dat ons nooit meer van God begeer nie, of nooit meer begeer van sy teenwoordigheid, of van sy leiding, of van sy waarheid nie. En die Heilige Gees kom juis om die nuwe wyn te bring.
om hierdie nuwe wyn in nuwe wynsakke te kom gooi, ook in elkeen van ons se lewe. Vanaand wil ons 'n lied daaroor sing, 'n opgewekte lied. Daar's so min opgewekte liedere. En ons nooi vir julle vanaand om te staan en saam met ons hierdie twee liedere te sing, as ons sing van die nuwe wyn en as ons sing van God wat reg oor die wêreld teenwoordig is. Sit gerus, julle kan gerus sit, hoor.
Kom ons sluit ons sang af met hierdie tema lied van ons, kom ons Skeppergees, waar Jesus in Johannes 14 sê, ek sal vir julle die Heilige Gees stuur en hy sal julle in die waarheid lei. Kom ons bid dit met hierdie lied. Terwyl ons so met toe oor sit, wat wil jy vanaand vir die Here sê, terwyl ons so stil raak en jy vir 'n oomblik alleen met hom is, kan ons elkeen vir die Here sê wat nou op ons harte is. Here, U is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. Dankie dat ons vanaand hier kan saam wees as mense wat in U glo. Dankie dat ons die weg na die Vader leer ken het deur U. Here, dankie vir die voorreg om U kinders te wees. Dankie vir die voorreg om vanaand te mag sê dat ons aan U behoort. Here, en as daar enige iemand hier is wat nie aan U behoort nie, dan vra ons dat U in sy of haar hart sal inkom en dat U daar sal kom bly. Dat U sal kom woning maak in hulle lewe. As iemand vanaand is, Here, wat weggedwaal het van U af en op die oomblik soekend is of ver is, wil U vanaand sommer net kom na hom of haar en vir hulle kom vind, soos wat hy die seun in Lukas 15 terug ontvang het. Here, as iemand is vanaand wat in sonde geval het, wat iets gedoen het waar hulle verskriklik jammer is, dan bid ons vanaand dat hulle U vergifnis sal ervaar. As daar iemand hier is vanaand wat alleen is, Here, dan vra ons dat U arms om hulle sal sit. O Here, wil U elkeen van ons aanraak? Wil U hand vanaand op elkeen van ons ook kom neersit en vir ons seën? In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees dieselfde gedeelte wat ons gisterand gelees het. Ons is besig met die Bybel, die woord van God. Gisterand het ons gesê dat
die woord van God ook weier as die Bybel is. Die Here het hom eers openbaar in mense se lewens. Ons dink aan Abraham en Moses, die mense van die Ou Testament, die Nuwe Testament, en dat die Here hom geopenbaar het en dat daai openbaring aan daai mense eintlik eers baie later neergeskryf is. So wat ons in die Bybel het, is ons het eintlik die neergeskryfde stukke uit die openbaring van die Here. En dit is weer sy openbaring aan ons vandag. Anders het ons nie geweet wat het gebeur klomp jare gelede nie. Vanaand gaan ons nou verder en ons lees uit hierdie selfde teks 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Kyk daai woorde wat daar staan, hè? Die skrif het groot waarde, nie net om elke dag 'n versietjie goud te lees vir die dag nie. Die skrif het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat elkeen van ons wat in diens van die Here is, volkome toegerus is daarvoor. En dan ons tweede vers het Psalm 119 vers 105 gekom. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En ons het gisteraand gesê dat toe hierdie geskryf is, toe was daar nog nie 'n Bybel nie. Toe Paulus vir Timoteus ook skryf, was daar nog nie 'n Bybel nie. Die evangelies was nog nie eens op skrif nie. En daarom is die betekenis van die hele skrif is deur God geïnspireer baie wyer as wat ons vandag dink. En vanaand wil ons graag verder gaan met hierdie tema. En ons praat vanaand verder oor God se openbaring. Ons het gisteraand het ons ook gesê dat die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2, ons het sondagoggend het ons artikel 1 gedoen wat sê daar dat iewers is daar 'n enige enkelvoudige wese en ons noem hom God. En dan kom ons by die tweede artikel van die geloofsbelijdenis en dan sê die tweede artikel sê daar's twee maniere om hierdie God te ken. Die eerste manier sê hy is deur die skepping en deur die onderhouding en die regering van die wêreld. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat môre aand. En dan gaan hierdie artikel verder, dan sê hy die tweede manier is om hierdie God te ken deur sy openbaring in die woord. En hierso is dit. Ten tweede maak hy hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend. En wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan hom behoort. Julle kan hier sien, die tweede ding hierso, die eerste manier is die natuur. Eintlik moes ons eers oor die natuur gepraat het, dan oor die Bybel, maar ek het dit doelbewus omgedraai. So, ons praat vanaand verder oor die woord. Die groot manier hoe ons die Here leer ken, is deur sy woord. As ons net die natuur gehad het, as ons net die geskiedenis gehad het, as ons net ons eie lewensstorie gehad het, sou ons nooit geweet het van die pad wat God met mense gekom het nie. Ons sou ook nooit geweet het van wie hierdie God is en hoe hy is nie. Ons sou eintlik net 'n klomp dinge moes aflei uit die skepping uit. En nou kom die Bybel en die Bybel vertel vir ons klomp dinge wat ons eintlik nie sou geweet het nie. En daarom, as ons vanaand sê dat dit waar is, as hierdie artikel waar is, en dit is die belangrikste manier hoe die Here hom bekend maak, dan is dit verskriklik belangrik dat ons moet Bybel lees en dat ons nooit mag ophou Bybel lees nie. En dat ons meer moet lees as net 'n versie hier en daar. So dis die eerste ding, maar saam met dit sê ons vanaand ook dat as ons Bybel lees, is dit nie altyd vir ons so maklik nie. Ek dink Bybel lees is nie altyd so eenvoudig soos wat ons wil maak of dit is nie. Want in die eerste plek is die Bybel geskryf in 'n ander taal as die taal wat ons ken. Dis al vertaal en vertaal en vertaal. Dis totaal in 'n ander konteks geskryf. Dis binne in 'n ander kultuur geskryf en baie keer sukkel ons om stukke in die Bybel te verstaan omdat ons daai kultuur nie verstaan nie, want daai kultuur is myle verwyderd van die kultuur waarvan ons deel is. Die Bybel speel ook af in 'n ander landskap as die landskap wat ons ken. Ons ken die Kaap en ons ken Suid-Afrika en ons ken die riviere en die berge en alles hier. Ons ken nie die landskap waar die Bybel afspeel nie. En dit maak dit vir ons baie moeilik dat ons dit lees en ons eintlik nie verstaan maar presies wat gaan nou hier aan nie. En dan, soos ons ook Sondag gesê het, die mense van die Bybel het heeltemal 'n ander wêreldbeeld gehad as wat ons het. Hulle het geleef met 'n plat aarde, hulle het geleef met die pilare van die aarde, met die onderaardse dieptes, met die hemelkoepel bo die aarde en dit was hulle hele verwysingsprentjie geweest. Ons prentjie vandag is anders.
Ons prentjie is die van 'n expanding universe. Ek lees laas 'n artikel wat sê dat hulle die spoed kan meet waarteen die heelal groter word. En op grond van die spoed waarteen hy groter word, kan hulle bepaal plus minus wanneer hy moes begin reageer het. Maar net om 'n idee te gee, ons sal môre aand ons bietjie meer daaroor praat. Maar ons leef in heeltemal 'n ander wêreld as wat die Bybelmense geleef het. En nou is daar twee gevare. Die een gevaar is dat ons kan alles wat in die Bybel is, kan ons net so vat en ons kan dit net so gaan toepas vandag. En dis baie keer wat ons gebruik wat as die woord fundamentalisme voorgebruik. En dit is dat ons vergeet hier's 'n gaping tussen ons en die Bybel en dat ons met groot verantwoordelikheid oor hierdie gaping moet kom. En as 'n teks hier geskryf is om hierdie sprong te maak, dit sê maar wat beteken hy hierso? Dis die een gevaar. Die ander gevaar is dat mens baie maklik kan sê man, die Bybel is 'n ou boek, dit speel na 'n ander wêreld af, dis heeltemal 'n ander plek as waar ek is en dit het eintlik maar niks vir my te sê nie. So dis die twee gevare. Die een gevaar, ek vat alles net so en ek gaan pas dit net so toe vandag. En die tweede een is ek sê dood eenvoudig, hierdie boek is 'n ou boek en ons kry dit baie vandag. Daar's hope mense wat hulle noem hulle self post-Christendom. Hulle sê ek was daar, ek het Bybel gelees, ek het met dit groot geword, ek het in Jesus geglo, maar ek is verby dit. Ek is nou 'n deel van 'n groot nuwe moderne wêreld. Daar's nie plek vir dit nie. Dis die twee gevare in die as ons Bybel lees. Dat ons baie maklik kan dink dit het nie vir ons iets te sê nie. Nou, die vraag is, hoe lees ek die Bybel? Vriende, as ons die Bybel lees, vir myself is daar 3 goeters wat ek heelpad vir myself moet sê. Die eerste ding is, as ek die Bybel vat en die Bybel lees, dan moet ek vir myself sê, hierdie is God se woord aan my. As dit nie my belydenis is nie, as ek nie glo dat die Here deur hierdie boek wat ek lees met my praat nie, dan gaan ek waarskynlik baie min waarde daaruit kry. So, dis die eerste ding wat ek moet sê, dis God se woord aan my. Die tweede een is, dit wat ons gisteraand gesê het, ek moet heelpad vir myself sê, hierdie Bybel is organies geïnspireer, nie meganies nie. En dit beteken dat die Heilige Gees het nie die pen vasgehou en elke letter en elke sinnetjie geskryf nie, maar hy het in mense se lewens gewerk en aangeraak deur die Heilige Gees, aangeraak deur God, het hierdie mense geskryf en gereageer op dit wat God doen. En het die Here ook deur hulle gewerk om te skryf. En op die einde skryf hulle eintlik die dele van die storie wat vir my belangrik is om te weet sodat ek ook in die Here kan glo. En ek dink dis die belangrike ding, as ek met myself heelpad sê dat mense se lewens het 'n rol gespeel hierin. Daarom verskil boeke van mekaar, daarom verskil verse van mekaar. Want die was 'n organiese inspirasie gewees. En dan die derde ding is belangrik as ek Bybel lees, dat ek heelpad vir myself moet sê dat die Bybel elke verhaal speel af in 'n sekere tyd. As ek Job se verhaal lees, dan moet ek weet hy speel af in 'n sekere tyd. As ek Jesus, as ek die evangelies lees, dit speel af in 'n sekere tyd. As ek Paulus se briewe lees, dit speel af in 'n sekere tyd en ek kan nie daai tyd miskyk nie. Ek moet heelpad onthou hoe lyk daai tyd en hoe lyk my tyd. Nou hier is sommer net 'n paar riglyne wat ek vir 'n inleiding wil gee en sê wat help ons as ons die Bybel probeer verstaan. Dis nou klein gedruk daarso, maar dis maar net dat die mense op die video dit ook kon sien. Ek gaan dit vir julle nou alles sê. Die eerste een is dat as ek die Bybel lees, moet ek altyd die konteks probeer verstaan. As ek 'n Bybelversie vat, elke versie sit binne in 'n paragraafie, ons noem dit 'n perikoop. Elke paragraafie sit binne in 'n hoofstuk. 'n Hoofstuk sit binne in 'n boek. 'n Boek sit in 'n sekere deel van die Bybel, soos in die wette of in die profete of in die geskrifte of in die evangelies. En dit sê weer vir my, wat is die bedoeling van daai boek? En dan sit hy natuurlik in 'n testament, Ou Testament en Nuwe Testament, voor Christus, na Christus. En elke keer as ek Bybel lees, dan moet ek onthou hierdie konteks speel 'n groot rol. Ek het vanoggend vir die mense gesê en ek lees dit in Jan van der Walt se boek dat hy skryf dat hy sê dat baie keer as daar nou min mense opdaag vir iets, as ons nou vanaand 'n byeenkoms hou en hier kom net so 5 mense, dan begin ons dominees gewoonlik, gelukkig sê die Bybel waar 2 of 3 in sy naam saam is hy by hulle. So dis vir ons 'n troostversie. Maar eintlik is daai versie 'n versie uit Matteus 18 wat oor die kerklike tug gaan. Dit gaan daaroor dat as mense saamstem oor iemand wat van die pad af gegaan het en saamstem vir hom bid dat die Here hom sal terugbring. Heeltemal 'n ander konteks as wat ons dit gebruik. So byvoorbeeld ek luister nou onlangs 'n preek waar iemand 'n versie uit die Bybel aanhaal en hy gebruik dit om iets te sê oor die wêreld en hy sê maar kyk dit staan in die Bybel en hy haal die versie aan.
En ek dink direk daar's fout met hierdie aanhaling. En wat hy doen eintlik is hy haal een van Job se vriende aan wat vir Job probeer oortuig het dat hierdie siekte wat hom getref het is oor sonde in sy lewe. En julle sal weet as julle die boek Job lees, dan sê die Here aan die einde vir Job se vriende, julle is verkeerd. Dis nie hoekom dit gebeur het nie. Eintlik raas hy met die vriende. Hy sê julle was oneerlik oor my. Dis nie hoe dit werk nie. Maar nou kan ek hierdie versie gaan aanhaal en ek kan nou 'n sterk standpunt maak daaroor sonder om te sê maar eintlik het die Here gesê die versie is verkeerd. Job se vriende was nie reg gewees nie. So ons konteks is baie belangrik. Ek moet altyd tred hou met die hele Bybel. Ek kan nie net 'n versie vat en byvoorbeeld oor die hemel praat nie. Ons het nou die dag by Golden Harvest lekker gesels oor die hemel en as ek Openbaring 21 vat, dan sou ek 'n hartroerende preek kon hou daaroor dat die hemel van goud is. Maar as ek Openbaring 22 vat, dan moet ek sê die hemel is soos 'n tuin en daar's 'n rivier in die tuin en daar's bome en die bome dra 12 keer 'n jaar vrugte. So met ander woorde, wanneer ek oor iets in die Bybel werk, is dit belangrik om te kyk en te sê, maar dis nie net die versie wat iets sê nie, hier's nog inligting, ek moet alles vat. En dan kry ek 'n prentjie van wat bedoel God met die hemel. In die derde plek moet mens altyd rekening hou met die genres van die Bybel. Ekskuus, ek het nog verkoue, so my keel is so droog. Vriende, ons gaan môre aand ook praat. As ek uit Genesis 1 lees, ons gaan môre aan die skepingsverhaal lees. As ek die skepingsverhaal lees en ek sou dit lees soos wat ek 'n koningsboek lees, soos wat mens geskiedenis sou lees, dan sit ek met 'n massiewe probleem, want Genesis 1 is nie geskiedenis nie. Genesis 1 is 'n godsverhaal. En dis heeltemal iets anders as geskiedenis. As ek geskiedenis lees, ek gaan na die koningsboeke toe, dan sien ek geskiedenis werk so in die soveelste jaar van koning so en so wat regeer het dit en dit gebeur. Dis hoe geskiedenis werk, dis gekoppel aan spesifieke tye en datums. As ek Genesis 1 lees, is dit 'n godsverhaal, baie anders as wat geskiedenis is. Die volgende vraag is dat ek myself moet vra, vir wie is dit aanvanklik geskryf? Ek kan nie die boek Openbaring vat en dan lees ek die brief aan die gemeente in Laodicea en ek sê nie vir Onderus se vuur dat hierdie brief is eintlik vir Laodicea geskryf nie. En ek maak asof hierdie brief deur Johannes vir Onderus se vuur geskryf is. Dis nie waar nie. Die brief is deur Johannes geskryf van Patmos af vir die gemeente Laodicea. En as ek daai briefie lees en gaan lees wat was hulle situasie en waaroor praat Johannes met hulle, dan kan ek daai boodskap terugbring en sê wat beteken dit nou vir Onderus se vuur? En dan kom ek uit by wat sou die Here se betekenis, se boodskap aan ons wees in hierdie jaar met daai brief. Ek dink 'n belangrike ding ook is dat elkeen van ons het natuurlik 'n teologie. Ons is gereformeerd, ek is gereformeerd. Maar dit is belangrik as ek Bybel lees dat ek altyd onthou wat is my teologie, want ek gaan met daai brilletjie na die Bybel toe. En partykeer is dit goed om net weer te onthou dis my brilletjie en daar is ook ander brilletjies. 'n Charismaat kyk dalk weer van 'n ander hoek af en 'n baptis kyk weer van 'n ander hoek af. En partykeer is dit goed net om te hoor wat sê ander mense wat 'n ander brilletjie op het. En om op die einde te sê, kan ek nie dalk iets by hulle hoor of iets by hulle leer wat ek mis in my teologie nie. Dan is daar 'n klomp praktiese goed. Ons kan natuurlik verskillende vertalings van die Bybel lees. Ek kan die 83 vertaling vat, ek kan die 53 vat, die 2020 lewende vertaling, die boodskap. En op so 'n manier kan mens 'n ryker betekenis van die teks ontdek. Daar's ook betroubare Bybelstudiegidse. En dan baie belangrik is dat as ek die Bybel lees, dan moet ek vir myself altyd sê, hierdie Bybel gaan nie oor my nie. Hierdie Bybel is God se openbaring van homself. Vriende, dis seker die belangrikste ding van die Bybel wat ons moet onthou. Die Bybel is nie geskryf as 'n boek wat elke dag vir my eintlik is net 'n versie vir die dag moet gee wat my versterk en wat my bietjie moed gee vir die dag nie. Ek is baie bekommerd dat ons in 'n wêreld leef waar die Bybel eintlik net 'n motiveringsboek geraak het. Raak 'n boek van elke dag moet ek 'n versie kry wat vir my optel. En as ek nie daai versie kry nie, dan blaai ek verder en ek soek daai versie wat my vandag gaan optel. Terwyl die Bybel 'n boek is wat God se openbaring is, sy bekendmaking oor wie hy is, hoe hy is, sy pad wat hy met mense geloop het, sy pad deur die geskiedenis, dit wat hy gedoen het in hierdie wêreld. En as ek hierdie storie lees en die Here so begin leer ken en agterkom hoe hy oor eeue getrou was, wat hy gedoen het,
dan begin ek 'n boodskap kry vir die dag en besef maar ek is veilig by hierdie God. Dan kan ek my eie lewe begin sien in die verhaal van so en so in die Bybel en so in die Bybel want ek begin die storie van die Bybel beter en beter ken. Die Bybel gaan oor God self wat homself wil bekend maak. Saam met dit moet ek natuurlik altyd kontroleer. En dis hoekom Bybelstudiegroepe belangrik is en dis hoekom eredienste belangrik is. En dit is dat ons in 'n groep waar ons saam Bybel lees, kan ek dalk hoor dat die ander mense lê die teks anders as ek uit. En dit help my om te sien maar dalk is my manier van die teks uitlê en verstaan nie die enigste manier nie. So baie keer as ek saam met mense in 'n Bybelstudie is of in 'n omgegroep is, dan sê hulle iets wat ek nie eens aan gedink het nie. En dan dink ek, "Sjoe, wat 'n wonderlike gedagte. Ek het al die ongelooflikste aha-oomblikke gehad van iemand wat dood eenvoudig beleef wat het hy of sy in hierdie teks gelees." En dan, mens moenie alles en almal glo wat iets uit die Bybel uit aanhaal nie. Die duiwel het ook uit die Bybel uit aangehaal toe hy vir Jesus versoek het, en toe het Jesus gesê, maar daar staan ook geskrywe. So ons moet ook die Bybel gebruik om die Bybel te toets wanneer mense uit die Bybel uit praat. Dit is so belangrik. Nou, ons kan nie net alles glo wat mense sê en sê die Bybel sê so nie. En as ek byvoorbeeld hier staan vanaand en elke Sondag as jy 'n dominee preek of maak nie saak wie die Bybel uitlê nie. Vriende, as hierdie Bybel, hierdie is God se woord. Maar as ons die Bybel toemaak en ek begin te preek, is dit Koenie se verstaan van die woord. En dit het nie dieselfde gesag as die Bybel nie. En dit is so belangrik dat ons dit weet, dat wanneer ek dit uitlê, dan glo ek die Here lei my en ek gebruik al die hulpmiddels wat ek kan. Maar dit het nie dieselfde gesag as die Bybel nie. En daarom moet ons baie besop om nie te veel te heg aan wat mense sê nie. En dan 'n laaste ding, lees die Bybel nederig en lees die Bybel bidend. As jy die Bybel lees om vir die Here te sê, "Ag Here, praat vandag met my. Wys my wat sê U vir my." En dit help om goed gereeld te lees en te oordink en te sê, "Here, wat wil U vir my deur hierdie teks sê?" Soms net 'n paar praktiese goed. Maar dit bring ons by vanaand se vraag. En die vraag is, as daar net een Bybel is, as die Bybel God se woord is, en as God homself bekend maak in die Bybel, waarom is dit dat daar so baie kontroversie oor die Bybel is? Waarom is dit dat mense so baie verskil? Waarom so baie verskillende kerke? Waarom so baie verdeeldheid binne kerke? Waarom is daar partykeer soveel verdeeldheid binne gesinne en families oor die Bybel? As dit God se woord is en dit is eintlik die manier hoe die Here met ons praat, waarom veroorsaak dit soveel spanning tussen mense? Nou daar's klomp redes, ek gaan vir julle net so 4 gee wat ek dink wat 'n groot rol speel. Die eerste ene is dat artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ek het gister gesê, dis al in 1561 geskryf deur Guido de Brès. Artikel 25 praat van die seremoniële wette wat in Christus vervul is. As ons die Bybel lees, dan is daar dinge wat gebonde was aan die tyd van daai tyd, of aan die konteks van daai tyd, en wat nie noodwendig net so vir ons vandag van toepassing is nie. Daar's ander dinge in die Bybel, wat soos wat daar staan, eintlik net so geld vir ons vandag. En partykeer is dit vir mense moeilik om te onderskei watter is watter. Maar kom ek noem vir julle 'n paar dinge wat onder seremoniële wette byvoorbeeld tel. In Levitikus 11 lees ons byvoorbeeld dat jy mag nie onrein diere eet nie, en dan staan daar spesifiek jy mag nie varkvleis eet nie. En julle sal weet die verandering wat in die Nuwe Testament gekom het, en hoe dat ons vandag eintlik heeltemal, ek wil amper sê, daai reël werk nie in ons koppe nie. Ons dink nie meer in terme van jy mag nie varkvleis eet nie. Miskien op grond van die verhaal met Petrus en Kornelius. Of dalk dood eenvoudig omdat ons nie alles in 'n rein onrein groepe indeel nie. So kry ons byvoorbeeld in Levitikus 11 vers 12 staan daar jy mag nie van die waterdiere eet wat nie vinne en skubbe het nie. Tegnies gesproke is calamari uit. Verstaan vir die Jode van die Ou Testament was dit 'n onrein ding. As ek calamari gaan koop, dan dink ek nie eers vir 'n oomblik dat dalk is dit onrein nie. Dit in ons kultuur, in ons wêreld, selfs in ons belewenis na Christus, beleef ons dit nie so nie.
Ons lees in Levitikus 12 dat 'n vrou wat 'n kind gekry het, as sy 'n seentjie gekry het, was sy vir meer as 30 dae onrein en mag sy nie in die heiligdom gekom het nie. As 'n vrou 'n dogtertjie gekry het, was sy vir amper 70 dae onrein en mag sy nie in die heiligdom gekom het nie, as gevolg van die bloeding wat daar was. Ons dink nie vandag aan 'n vrou wat 'n kind gehad het as 'n onrein vrou nie. Ons gaan nie vir 'n vrou wat 'n kind gehad het en na 'n maand wil kerk toe kom sê jy kan nie kerk toe kom nie, jy's nog onrein. Dit het verander, dis seremoniële wette. Op baie stadium in die Bybel was dit so gewees, Levitikus 13 vers 15, dat as iemand 'n veluitslag gehad het. Miskien moet ek dit eers myself spot en sê dat daar staan spesifiek as iemand se hare op die voorkop begin uitval. Dit staan daar, gaan lees dit, is pragtig. Dan staan daar so dis okay as sy hare uitval. Dan staan maar as daar 'n rooi uitslag is as sy hare uitval, dan moet hy na die priester toe gaan en as die priester sê hy is onrein, dan mag hy nie in die heiligdom kom nie. Dit was die reëls oor daai tyd. Daar was redes daarvoor. Hierdie ouens was op pad van Egipte af na 'n land toe. Hulle trek vir 40 jaar in die woestyn rond. As hier allerhande siektes tussen hulle kom, gaan hierdie ou volkie uitsterf in die woestyn en gaan hierdie belofte van 'n beloofde land nooit waar word nie. En saam met dit was hulle hele godsdiens was 'n onrein godsdiens gewees. En wat Jesus in 'n groot mate kom verander het. Ons lees daar dat as 'n vrou gemenstrueer het, was sy onrein. En as enige iemand aan haar geraak het, Levitikus 15, of as sy aan iemand geraak het, was hulle onrein. En dan kom daar so 'n vrou in die Nuwe Testament en sy raak aan Jesus. Eintlik volgens die Ou Testament wette maak sy hom onrein. Maar op daai oomblik draai hy om en hy genees haar. Hy maak haar gesond van dit. Het 'n groot verandering gekom en ons beskryf dit as die seremoniële wette. Ons kry dit ook met die Sabbat. Paulus wat in die Nuwe Testament so geweldig skryf oor die Sabbat, in Kolossense 2. So dis die eerste rede is dat partykeer sukkel ons en ek dink ons almal sukkel partykeer om te sê dat watter goeders is seremonieel en watter goeders geld vir ons vandag net so. En dis waarvoor ons mekaar se leiding nodig het. 'n Tweede ene is dat mense die Bybel verskillend verstaan. Weet jy, op daai stadium, die twee groot kerkleiers in die Nuwe Testament, was waarskynlik Petrus gewees en Paulus. Petrus by die Jode, Paulus by die heidene. Maar Petrus en Paulus verstaan heeltemal verskillend waar die evangelie moet gaan. Vir Petrus is dit 'n kwessie van hierdie evangelie moet na die Jode toe gaan. Paulus voel weer hierdie evangelie moet na die heidene ook toe gaan. En die Here moet vir Petrus se gesig wys van 'n laken uit die hemel uit, voordat hy hierdie ding snap dat die evangelie ook vir die heidene bedoel is. Dieselfde met die besnydenis. Petrus wil hê almal moet besny word. Paulus sê nee. Ons moenie die ouens wat nou tot bekering kom besny nie, want as jy jou laat besny, dan ontken jy Christus. Hoekom sal jy jou besny as jy jou hart vir die Here gee het? Jy het 'n dieper besnydenis nou. Jy het die werklike besnydenis het jy nou ontvang. En as hulle twee van mekaar verskil het daai tyd, dan dink ek is dit doodlogies dat ons ook baie keer oor goeders van mekaar sal verskil om te sê ek verstaan dit verskillend. En ek dink ons moenie skaam wees as ons dinge verskillend verstaan nie. Ek dink jy hoef te beklei as ons dinge verskillend verstaan nie. 'n Derde ding wat baie spanning maak tussen mense en ek hoor dit so baie in families byvoorbeeld. En dit is byvoorbeeld dinge waaroor die Bybel nie so duidelik is nie. Vat 'n ding soos die doop. Vriende, ek wil nooit op 'n Sondag in 'n erediens soos gister as ons nou 'n doopdiens hou, dan wil ek nou nie 'n hele strydgesprek oor die doop hê nie. Maar weet julle, daar's vandag so baie konflik oor die doop. Mense beklei so oor die doop. En ons beklei eintlik oor iets wat niemand eintlik presies weet hoe dit was nie. Die gereformeerdes weet nie presies nie, die charismate weet nie presies nie. Jesus sê in Matteus 28 sê vir sy disippels, hy sê julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees. Hy sê gaan en maak disippels. Hy sê doop hulle en leer hulle. Dis die opdrag. En nou vir die eerste keer moet mense in die naam van Jesus gedoop word. Tot nou toe was niemand nog in die naam van Jesus gedoop nie. Tot nou toe was Johannes se doop daar. Jesus het Johannes se doop in die Jordaanrivier gekry, het in die Jordaanrivier ingegaan en het Johannes se doop gekry. Maar van Matteus 28 af word mense nou in Jesus se naam gedoop. Nie net die doop vir die bekering nie, maar nou is dit die doop in die naam van Jesus. En ons het geen voorskrif daaroor nie.
Daar staan nie gebruik baie water nie, daar staan nie gebruik bietjie water nie, daar staan nie spat mekaar nat nie. Daar staan niks van dit nie. Daar staan nie wat moet iemand sê presies nie. Al wat ons kan doen is kan die vroeë verhale lees. As ons die verhaal van die Ethiopiër lees in Handelinge 7 of 8, dan sien ons dat toe hy tot bekering gekom het, het hy in die rivier gestop en hy's gedoop. En waarskynlik het hy in die rivier ingegaan. Maar hoe doop jy 3000 mense op Pinksterdag in Jerusalem waar daar nie water is nie? Ons het nie daai inligting nie. Die Bybel vertel nie vir ons as Kornelius en sy gesin gedoop is, was daar babetjies in die gesin, was daar klein kindertjies in die gesin, was dit net tieners, was almal al groot mense? Ons weet dit nie. En nou beklei ons eintlik oor goeters wat ons nie weet nie, want die Bybel vertel dit nie vir ons nie. Dis so asof die Here eintlik daai detail by ons los en vir ons sê amper sê dis nie belangrik nie. Maar daaroor veg ons en daaroor begin ons nuwe kerke. Ons sou dieselfde kon sê van die wederkoms. Daar's mense wat glo in 'n wegraping. Ons glo nie in 'n wegraping nie, ons glo in die wederkoms. Maar op die einde van die dag, wat 'n verskil sal dit nou regtig maak? Die belangrike ding is of daar 'n wegraping is of daar direk 'n wederkoms is, ons moet reg leef, want as Jesus kom, moet ons gereed wees om saam te gaan. En dis die belangrike ding. En daarom kan ons verskil daaroor. Solank ons by dieselfde punt uitkom en sê, kom ons leef vir Christus, kom ons leef mooi, kom ons leef gereed as die Here sou terugkom. Dieselfde met hemel, met hel, met gawes van die Gees, met die manier wat ons met kerk wees. Die Bybel gee nie vir ons al daai detail nie. Vriende, dan is daar's baie verskil, daar's baie kontroversie oor etiese sake vanuit die Bybel. En ek noem dit om te sê, ek dink die groot gevegte vandag gaan oor etiese dinge wat nie so eenvoudig is nie. Ek het na 'n webblad toe gegaan, die webblad se naam is godquestions.com. Nou dis 'n webblad waar enige iemand vrae kan vra oor die Bybel of oor die lewe. So Christene kan vra, nie-Christene kan vra en alles. En dan het hulle daar 'n opsomming om te sê, wat was die belangrikste, watter 20 vrae is die mees prominente vrae wat op die oomblik gevra word op God Questions, en dis nou 'n internasionale webblad. En ek wil vir julle 'n bietjie wys, ek wys julle hierso, hier is die 20 vrae wat bo aan die lys is. Wat sê die Bybel oor vroulike leraars? Nog 'n steeds 'n groot ding in die wêreld. Wat sê die Bybel oor homoseksualiteit? Wat sê die Bybel oor tatoeëermerke? Eenmal gered, altyd gered. En as jy my vra, is dit ouers wat dit gevra het oor hulle kinders. Masturbasie, is dit sonde volgens die Bybel? Wat sê die Bybel oor interrassige huwelike? Wie was Kain se vrou? Hier's 'n vraag nou net uit die Bybel uit. Die res is sover etiese goeters, né? Wat is die Christelike siening van selfmoord? Wat sê die Bybel oor selfmoord? Gaan troeteldiere ook hemel toe? Het diere siele? Ek kan al dink daai vraag kom uit Hermanus uit. Wat gebeur na die dood? Wat sê die Bybel oor die 10de? Wat is die gawe van spreek in tale? Is dit vir vandag? Wat sê die Bybel oor dinosourusse? Is daar dinosourusse in die Bybel? Nee, daar is nie. Daar's ook nie budgies en krokodille in die Bybel nie. Daar's baie dinge nie in die Bybel nie, maar dis 'n vraag wat vir baie mense 'n vraag is. Hierdie kind is in die skool, hy leer van dinosourusse en as hy die Bybel oopmaak, staan nie dinosourusse nie en hy vra maar hoe is dit moontlik? Iemand is nie eerlik met my nie. Wat is die belangrikheid van die Christelike doop? Wat sê die Bybel oor alkoholgebruik? Wat sê die Bybel oor dobbelary? Wat leer die Bybel oor die drie-eenheid? Wat sê die Bybel oor seks voor die huwelik? Het Jesus tussen sy dood en opstanding hel toe gegaan? Wat sê die Bybel oor egskeiding en hertroue? En as jy hierdie goed so kyk, dan sal jy agterkom daar's 'n paar vrae wat jy sommer net vinnig uit die Bybel uit kan probeer antwoord. Die meeste vrae is eintlik moeiliker om te antwoord omdat dit etiese kwessies is. En etiese kwessies is nie altyd so maklik om te antwoord nie. Etiese kwessies is 'n groot uitdaging. Ek wil vir julle so ietsie vertel daarvan. Kom ek noem 'n voorbeeld van egskeiding. Ek dink as ek vir enige Christen sou vra, is egskeiding verkeerd of is dit reg? Dan sal ek dink enige Christen sal sê dis verkeerd. En tog is die realiteit dat daar in 'n gemeente is daar 'n derde tot die helfte van lidmate wat op een of ander manier deur 'n egskeiding gegaan het. Dis die werklikheid van die lewe.
En dit beteken ook nie as twee mense geskei het dat albei wou skei nie. Daar's baie keer 'n party wat wou skei en 'n party wat nie wou skei nie. Maar die punt is, dis die realiteit. En as jy nou na die Bybel gaan kyk, ons kan nou baie maklik doodeenvoudig net met mense raas wat skei byvoorbeeld. Maar ook in die Bybel is daar 'n interessante verskynsel en dit haal ek uit Prof Jan van der Walt se boek uit om vir myself net bietjie ondersteuning te gee. In Deuteronomium 24 byvoorbeeld staan daar sodat 'n Joodse man kon van sy vrou geskei het deur vir haar 'n skeibrief te gee. So dit was eintlik baie maklik vir 'n Joodse man gewees om te skei. En dis waarom hulle by Jesus kom in die Nuwe Testament en sê, is dit so dat 'n man vir sy vrou 'n skeibrief kan gee en dan van haar kan skei? Met ander woorde, ons lei daaruit af dat dit dalk meer voorgekom het as wat ons van geweet het. Maar as ons gaan na die eerste evangelie toe, Markus is die oudste evangelie, Markus 10, dan sê Jesus geen egskeiding nie. As ons gaan na Matteus toe, wat 'n paar jare later as Markus geskryf is, dan lees ons in Matteus 5 vers 32, dat daar wel 'n uitsondering gemaak word vir egskeiding, wanneer daar oorspel was. Nie 'n kwessie dat mens moet skei nie, maar dat mens mag skei, wanneer daar oorspel is. As ons na 1 Korintiërs 7 toe gaan, wat Paulus nou weer heel wat later skryf, dan skryf hy en sê dat wanneer 'n vrou wat gelowig is, getroud is en haar man is 'n ongelowige, dan sê hy sy moenie van haar man skei nie. Maar as die ongelowige man wil skei, dan moet hy skei. En nou kry ons eintlik amper half 'n nuwe uitsondering weer of 'n nuwe uitsondering op die reël. Net om te wys hoe problematies etiese kwessies is en dat dit nie altyd so eenvoudig is om net ja of nee te sê nie. Ek noem hierdie voorbeeld en hierdie voorbeeld kom ook uit Prof Jan van der Walt se boek uit. Hy sê as jy vir 'n klomp Christene sou vra en jy sê hoorie, hier's 'n man en vrou, hulle wil skei. Kan hulle skei? Dan sal die doodlogiese antwoord wees moenie skei nie. Hy sê maar as ons nou sou sê vir julle en sê hierdie man slaan elke aand hierdie vrou en kinders en hulle het 'n lewe van hel onder hom, dan verander die antwoord. En dan kom ons en ons leraars kom baie in daai situasie wat iemand dan sal sê en ek het 'n pad geloop met 'n vrou wat ek vir haar na jare gesê het en as sy dit sou kyk, maak dit nie saak nie, haar naam is Elise. En wat ek vir Elise gesê het, Elise, ek verstom my dat jy so lank kan uithou met hierdie man. As ek met hom getroud was, sou ek hom lankal gelos het. 'n Oud kollega van my het eendag gesê, partykeer is 'n huwelik so tot oneer van die Here dat dit beter is om dit te stop en die Here se vergifnis te kry en oor te begin. Dis die problematiek van etiese goeders. Dit is nie so maklik om sommer net 'n antwoord te gee nie. Op 'n stadium kom hulle by Jesus en Jesus het iemand op die Sabbat genees en eintlik het hy 'n Sabbatsgebod oortree. En dan sê hulle vir hom, maar jy kan mos nie op die Sabbatdag mense gesond maak nie. Dis mos werk. Kan nie op die Sabbatdag werk nie. Johannes 7 vers 22. En dan sê Jesus vir hulle, wel, as julle op die Sabbatdag mense kan besny, as julle aan 'n stukkie van die liggaam kan werk, kan ek seker die hele liggaam gesond maak. Ongelooflike antwoord van Jesus. 'n Ander voorbeeld, Lukas 14 vers 3, het Jesus maak hy iemand gesond en dan kom hulle ook by hom en sê jy kan nie op die Sabbatdag dit doen nie. En dan sê hy maar sê maar jou bees val in 'n put. Gaan jy hom op die Sabbatdag uit die put uithaal of gaan jy hom wat vrek omdat jy hom eers Maandag kan uithaal? En dan waarskynlik snap hulle iets hiervan en dis die dilemma van etiese dinge. Vriende, en so het ons vir jare eintlik met klomp goeters dink ek het ons saamgeleef wat ons eintlik maklike antwoorde voorgegee het wat baie keer bietjie moeiliker was as die maklike antwoord. Vat 'n ding soos abortus. Ek is heeltemal teen abortus. So ek is nie een of ander pro-abortus ou nie. Ek is heeltemal daarteen. Maar as jy abortus vat, daar's nie 'n enkele teks in die Bybel oor abortus nie. Dis iets wat die Bybel eintlik nie geken het nie. So daar's nie tekste in die Bybel oor abortus nie. Nou skryf professor Jan van der Walt en François Tolmie skryf en hulle sê, met ander woorde, as jy wil gesels oor abortus, kan jy nie teksverse daaroor kry nie. Jy kan nie 'n stukkie in die Bybel kry wat daaroor gaan nie. So wat moet ons nou doen? En dit is die regte manier om te doen. Ons gaan na die volgende vlak toe en sê, maar dit gaan oor lewe. En kom ons praat oor lewe. Waar begin lewe? Waar stop lewe? Wat is die inhoud van lewe? Wanneer lewe iemand? Wanneer lewe hy nie? En nou het ons 'n ander tipe gesprek as net 'n teksvers gesprek, want ons het nie 'n teksvers nie. Nou gaan die debat gaan eintlik oor waar begin lewe? Wat is lewe?
En so is daar hope dinge in die Bybel wat vir ons nie so maklik is nie. As jy vanaand hier sit en Antoni Bougas is met jou geld oor see en jy het R500,000 van jou pensioengeld het jy vir hom gegee en intussen tyd is hy weg. Wat is die regte ding om te doen? Moet jy hofsaake begin maak en die een hofsaak na die ander hê? Moet jy al die ouens bymekaar maak wat ook kwaad is vir hom en moet julle 'n ding teen hom begin? Moet jy die teksvers lees oor vergifnis en moet jy hom vergewe en sê ek seën jou, geniet die R500,000? Verstaan die dilemma? Die dilemma van etiese goeders is dis nie so maklik nie. Dis baie keer baie moeilik. En elkeen van ons wat al in daai situasie was, sal weet dis moeilik dat jy baie keer dink, Here, ek wens so ek het geweet wat wil U moet ek nou doen? Want die antwoord is nie so maklik en so eenvoudig nie. En ons gaan môre aand ook praat bietjie, ons gaan môre aand oor die skepping praat, ons gaan woensdag aand ook praat oor die gender storie. En ons moet antwoorde gee, maar dit is belangrik om te sê dat die antwoorde nie altyd so maklik en so eenvoudig is nie. Ek dink wat baie belangrik is dat dat ons 'n stappie verder as dit moet gaan. Ons sou lank kon redeneer net oor teksvers en alles. Ek wil waag om te sê dat as mens lank genoeg probeer, dan sal jy waarskynlik 'n teksvers so kan draai dat jy jou sin kry. Ek het nogal hier en daar by 'n synode wat ek gaan bywoon het ek nogal iets ervaar van ouens wat vashak by tekste in die Bybel en dan gaan soek na elke moontlike verklaring om verby die teks te kom. En dan is ons nie meer eerlik met die Bybel nie. As ek op die einde ietsie wil doen en eintlik sê die Bybel vir my dis verkeerd, maar ek wil met alle geweld dit doen. En nou begin ek soek na tekste en ek kry nie 'n antwoord nie. En naderhand begin ek soek, maar kan ek hierdie woord nie anders uitlê of anders tot ek 'n woordjie kry wat eintlik sê ek kan aangaan soos ek aangaan. En om dit te keer is die belangrikste ding is die gesindheid, die integriteit waarmee 'n mens Bybel lees. En wanneer ons oor moeilike goed praat, sê maar daar sal moeilike goed in die gemeente wees of moeilike goed in die wêreld of moeilike goed in ons gesinne, dan gaan dit oor die integriteit waarmee ons gaan praat daaroor. As jy byvoorbeeld Johannes lees, 1 Johannes, dan skryf Johannes vir die gelowiges van daai tyd en hy sê vir hulle, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. Hy het sy sondige natuur gekruisig. Wat Johannes sê nie dat ons maak nie foute en goed nie, maar wat hy sê is dat ons wese, ons aard, ons identiteit is ons wil nie meer die verkeerde goeders doen nie. Dat iets binne in ons harte verander. Ons wil nou die dinge doen wat ons glo die Here wil hê ons moet doen. Met ander woorde, hier is iets binne in my wat smag daarna om te weet wat die Here se wil is, want ek wil graag sy wil doen. Ek is nie meer hierdie iemand wat 'n verskoning soek vir sonde en net wil verbykom by alles nie. 'n tweede voorbeeld is hierdie enetjie is nog enetjie. Jakobus skryf hierdie vers en hy sê, wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof mens red? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan, is dit sonder meer dood. Vriende, as ons in die Here glo en daai glo verander nie ons lewe nie. Dit maak nie dat ons bereid is om selfs ons besluite oor goed te verander, ons gedagtes oor goed te verander. Dan help dit nie ons glo nie. Ietsie binne het ons verander toe die Heilige Gees in ons harte kom bly het. Ons wil mos graag doen wat die Here wil hê ons moet doen. En as iets in my lewe is wat verkeerd is, dan wil ek bevry word daarvan. Ek onthou se klomp jare terug te lees ek daai boek van die Blackaby broers wat sy naam is Hoor God se stem en ek sal nooit vergeet nie dat hulle in hierdie boek sê dat as jy jou hart vir die Here gee, dan praat hy met jou oor enkele goeders in jou lewe en jy werk in daai goed en jy sorteer dit uit. Maar hoe langer jy die pad met die Here loop, hoe meer is daar dinge wat die Here sê, ek wil hierdie ding in jou lewe wil ek nog uitsorteer. Ek wil dit verander. Dis iets van wat ons verstaan onder heiligmaking, dat hoe langer ek saam met die Here leef, hoe meer wil ek soos hy wees, hoe meer ervaar ek maar hierdie dinge in my lewe moet verander. Ek dink ons elkeen sal vanaand klomp goed kan opnoem wat die Here in die jare wat verby is gesê het, maar hierdie ding in jou lewe
Dis nie reg nie. Die maniere wat jy jou vrou antwoord, of dit wat jy vir jou kinders sê, of dit wat jy doen as jy kwaad is, of sê as jy kwaad is, of wat ook al. Paulus skryf in Romeine 12, hy sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, en dan kom hierdie woordjie, wat vir hom aanneemlik is. My begeerte is nie om 'n pad tussen al die teksverse deur te vind nie. My begeerte is om 'n lewe te leef wat vir die Here aanneemlik is. Om te weet hoe voel hy oor 'n babietjie of 'n babietjie wat nie gebore is nie, wat nog nie gebore is nie. My begeerte is om te weet hoe voel hy oor mense wat geslagsverward is. My behoefte is om te weet hoe voel hy oor dit en dit en dit wat in ons samelewing gebeur. Ek wil graag vir hom aanneemlik wees. En om dit te doen, skryf Paulus hierso in die Romeinebrief, hy sê, ek kan nie in die sondige wêreld gelyk word nie, ek kan nie dieselfde doen wat die sondige wêreld doen nie. Dan help Johannes ons ook, as Johannes en Petrus albei skryf, en hy sê dat die ding wat moet deurslag gee in julle lewe, is liefde. Nou, laasweek was ek in Koem gewees in Somerset, en daar's 'n boekie op die rak, ek wou hom nog gekoop het, maar sy naam was Loving Enough. Dit het daar gegaan, is ek lief genoeg vir iemand om hulle reg te help? Met ander woorde, ek dink baie keer as ons die woord liefde hoor, dan dink ons, man, ons moet net vir almal aanvaar en verdra en alles. Maar die vraag is ek lief genoeg vir my kind, of my kind te sê, my kind, hierdie ding wat jy doen, is verkeerd. Ek sê dit in liefde, ek is skrikkelik lief vir jou, maar hierdie ding is verkeerd. Is ek lief genoeg vir 'n medelidmaat, wat ek sien wat iets verkeerd doen, om te sê, weet jy, ek is so skrikkelik lief vir jou, en in liefde te sê, maar jy kan nie hierdie ding doen nie. Is ons lief genoeg in 'n wêreld wat op die oomblik partykeer lyk of dit op 'n afdraande pad met klomp goeters is? Is ons bereid om te sê, ek's lief vir mense, ek wil die Here se liefde uitleef, maar ek kan nie anders as om eerlik te wees oor wat die Here in my hart vir my sê nie. Vriende, dis iets van daai integriteit wat die Here van ons verwag. Ek wil afsluit en sê, die Bybel gaan oor God. Die Bybel gaan oor Jesus. Dis sy bekendmaking van homself, sy bekendmaking van sy seun Jesus wat hy gestuur het. En as ek die Bybel lees, is my grootste doel, my droom is om die Here te leer ken. Is om sy hart te leer ken. Ons gaan dit net hierna sing. Is om sy hart te hoor hoe voel hy oor sekere dinge. En ek kan dit nie leer as ek nie baie tyd in sy woord spandeer en agterkom hoe voel hy oor dinge nie. Want dis waar ek dit gaan lees, ek gaan leer. En dan as ek dit besef, dan is die volgende ding is, dat daar in my hierdie begeerte moet wees, dat ek wil graag doen wat die Here sê. Maak nie saak hoe moeilik nie. Here, hierdie ding in my lewe, gaan ek aanhou werk, tot ek dit wen, want ek weet, dit is vir U belangrik. En as ek dit vir myself gesê, dan kom ek uit by daaglikse besluite, en elke dag as ek besluite moet neem om te sê, maar kom ek kyk, is daar riglyne in die Bybel? En miskien is daar nie 'n teksvers nie, maar ek kan uit die Bybel uit agterkom, wat is God se hart oor 'n sekere ding? Wat is sy karakter daaroor? En dan help dit natuurlik om met ander gelowiges te praat, en by hulle raad te kry, want die Here werk ook binne in hulle. En dat hulle ook sê, maar hoorie, ek verstaan dit so, of ek lees hierdie stuk in die Bybel so, of ek hoor vir Paulus dat hy dit sê, of ek sien vir Jesus daai dag langs die meer dat hy dit bedoel het. En so praat die Here met 'n mens, en so werk hy met 'n mens. As dit by die Bybel kom, dan werk ons nie op demokrasie nie. As dit oor die Bybel gaan en oor die betekenis van die Bybel gaan en oor die waarheid van God se woord gaan, dan gaan dit nie oor wat sê die meeste mense in die wêreld nie. Dit help nie ons sê wat sê die meeste media, wat sê die meeste teoloë nie. Met as ons daaroor praat, dan sê ons wil regtig weet wat sê die Here. En dit gaan nie oor of dit die meeste mense is wat dit sê nie. En dan die laaste ding, ek wil regtig weet wat die Here se wil is, en ek wil nie net regverdiging kry vir iets wat ek eintlik wil bewys nie. Kan so maklik gebeur dat ek eintlik net 'n vers soek wat vir my sê go. Ek het dit eendag vertel van die ou wat wou selfmoord pleeg en toe vir die Here gesê, Here gee vir my 'n vers, en toe maak hy die Bybel oop en toe staan daarso, dit wat jy wil doen, doen dit gou. En op die einde van die dag is dit heeltemal die verkeerde betekenis, maar daar's 'n vers vir elke ding as jy dit sou soek. Baie keer by vergaderings kry ek die idee dat
in groot vergaderings dat daar voor die tyd al besluit is waar wil ons uitkom. Nog voordat ons gevra het dat die Here vir ons in hierdie vergadering lei en dat ons almal saam gepraat het. Dit mag nooit so wees dat ons voor die tyd besluit waar gaan ons uitkom en wat sê die Here vir ons nie. Is ek regtig bereid om my eie standpunt te verander omdat God met my gepraat het oor 'n sekere ding? Vriende, in al hierdie goeters kan ons maar net vra dat die Heilige Gees vir ons lei wanneer ons die Bybel lees. Dat die Heilige Gees ons lei wanneer ons luister na iemand wat die Bybel uitlê. Dat die Heilige Gees vir ons lei in hierdie moeilike kwessies in ons eie tyd. En dat ons werklik sal soek na die antwoorde, na die stem van die Heilige Gees wat met elkeen van ons praat. Ek wil graag vir julle, die tyd is bietjie min, ek gaan die video oorslaan oor die tyd, as 'n kort videoetjie, maar ek sal dit op 'n ander keer wys. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook vanaand hier kan nadink oor u woord. Here, en ons erken vanaand, as dit nie al die antwoorde nie, dit wat ek vanaand hier sê, en wat ek in boeke lees, is ook nie die volledige antwoord nie. Here, wil u vir ons almal lei, u bly binne in elkeen van ons. U het in ons kom woon, toe ons lewens vir u gegee het. Here, u het in ons kom woon, ons het u tempels geword, u het in ons gedagtes kom bly, in ons harte, in ons dade. Here, en help ons om hier in hierdie gemeente regtig te soek na u wil, en regtig te soek na dit wat u in ons tyd vir ons sê. Help ons, Here, om nie veroordelend te wees nie. Help ons, Here, om nie fundamentalisties te wees en net alles net te wil dupliseer wat 4000 jaar gelede gebeur het nie. Help regtig vir ons om te soek na u wil, om die hele Bybel in ag te neem, om elke verhaal, elke storie in ag te neem, sodat ons u wil kan ken. Wil u vir ons elkeen kom lei in die waarheid. Help ons om die klop van die Vader se hart, van u hart te hoor. In Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sluit af met 'n lied wat so 'n mooi lied waarmee ons gaan sê dat ons die klop van die Here se hart wil hoor. En daarna gaan ek vir ons die seëngebed doen en dan gaan ons lekker sop drink.
En mag hierdie Pinkster daartoe lei dat ons sommer baie gesprekke in die gemeente gaan hê, mekaar weer praat oor goeters, menings uitruil, mekaar sê hoe verstaan ek die woord, hoe verstaan jy die woord, en mekaar in liefde verdra ook en daai gesprek aan die gang sit sodat ons die Here se hart kan hoor vir ons elkeen en vir die gemeente. Kom ons bid vir sy seën en na sy heerlike sop. Here, dankie vir die voorreg om so saam te wees. Ons bid as ons nou huis toe gaan, na die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die waarheid, die leiding van die Heilige Gees by elkeen van ons sal wees en bly. Amen.